Goeienaand aan die allemaal. Het is so lekker om hier by u te wees vanavond en net saam met u die Here te aanbid. Julle hou van woensdagmiddag-konferensie, nee? Wonderlik, ja, het is lekker. Ek wil nog ook net erkenning gee aan die moderator. Goed om te sien en baie geluk. Want deur julle seun, Corneille en Baas Michel. Seën vir julle vir die pad vorentoe, saam met die hele leierskap. Mag die Here vir u wysheid en genade gee. Maar ek wil ook daarom net vanaand groete sê aan Marius. Pastor Marius Erasmus en sy vrou Jenny. Mag die Here julle seën. Ja. Hy sê hy op die stoep sit. Ek weet nie wat 'n stoep is dit. Maar dit gaan nie lank wees op die stoep nie, so 6 maande. Jy kan net so baie op die stoep sit. Dan moet jy verder van dit aangaan. Maar aan die almal, aan die jong mense, aan die seniors van hierdie kerk, baie geluk. Sy 85 jaar. Amen. Halleluja. Hier is verval baie onverdankbaar te wees. 85 jaar. Ja, prys die Here. En mag dan nog vele honderde jare wees. Indien die Here nie kom voordat nie. Amen. Ons glo ons nog aan die Here kom. Amen. Ons glo dit. Ja. Het is wonderlik vir ons as die AGS om saam met u te reis, saam met u hierdie pad te stap. Ja. Dankie vir die voorreg dat ons saam aan dieselfde kant kan veg. Ja, dankie. Amen. Yes. Ek praat nou van die geestelike oorlog. Amen. Nie van 'n ander oorlog nie. Ons veg saam in die geestelike oorlog aan dieselfde kant. Amen. Amen. Yes. Halleluja. Ons moet dit nie vergeet nie. Amen. En dit is 'n voorreg om saam met u te dien en te wees op die National Pentecostal Forum. En baie van u weet daarvan. Ons is 12 Pinkster-denominasies wat saamkom. Amen. Amen. En gereeld saam eet en saam praat en saam dink oor goed wat die Pinkster gelowiges in ons land raak. Amen. Ons het lank genoeg van mekaar gepraat. Yes, prys die Here. Ons moet nou 'n bietjie met mekaar praat. Amen. Ons het dit maar gesing. We are family. We are one. We are one. Ons in hierdie land as Pinkstermense het 'n belangrike plek om vol te staan. Ons moet daardie plek met ons volle krag vol staan. Ons het een boodskap, een evangelie, Jesus Christus. Amen. Halleluja. Ons verkondig nie 'n ander evangelie. En ons glo aan die krag van God se Heilige Gees. Yes. Ons weet ons land het baie uitdagings. Maar ons staan nie en kla by die braaivleisvuur nie. Ons bid. En ons doen iets. En u en ek as Pinkstermense het iets om te doen. Kom ons wees saam in hierdie land as Pinkstergelowiges deel van die antwoord. Deel van die oplossing. En mag die Here u as kerk in die land en in die wêreld, oral waar hy is, mag die Here u ryklik seën. Mag hy u voorspoedig maak. Mag u ten volle u doel wat hy vir u het uitleef. Mag hierdie kerk net van krag tot krag gaan. Relevant wees, aktief wees, aan die brand wees, tot eer van die Here. Ons seën u as AGS in Jesus se naam. Halleluja. Baie dankie. Prys die Here, sê amen. Amen. Halleluja. Dis wonderlik as broeders kan saam woon, sê die skrif. Ja, maar. En dit is so lekker om Dr. Weideman vandag saam met ons hier te hê. Mag die Here ook julle seën besonder in die nuwe era en tydperk wat julle ingaan en mag julle ook gaan van krag tot krag, van heerlikheid tot heerlikheid, van oorwinning tot oorwinning. En ons wil ek wil dit sê dat julle oorwinning is ons oorwinning. Yes. En hulle wie teen julle is teen ons. Prys die Here se wonderlike naam. En mag die Here saam met julle wees. Prys die Here.
Ek het dan die groot voorreg vanaand om 'n paar pastore te kan orden voordat een van my familielede gaan sing. Ek sien sy so opgewonde hiervoor. Nou as sy nou sing, moet julle weet, dis nou my familie daar. Yes. Halleluja. En maar net voordat sy sing, het ek die wonderlike taak. Ons het vanaand die mooi voorreg om vanaand 'n dierbare man totsiens te sê. Dankie te sê. Maar ons het 'n groter voorreg om vandag jong pastore in die veld in te kan stuur. Is dit nie so nie? Amen. Ek kan vir handies so lank met daardie skrif opsit terwyl ek hulle dan vorentoe roep en ek vra dat julle man en vrou dan asseblief sommer aan die linkerkant af vir my sal volmaak. Dion, Simonei Benadi, Fransman Karin Buitenbach, Fanny en Eileen de Meyer, Halleluja. Vir Fransman en Karin, dis die tweede paar. Hulle gaan vanaand dan hier, hulle gaan dan Palaborwa toe. Prys die Here se wonderlike naam. Julle is aan die verkeerde kant. Kom net van hulle regte kant. En hierdie kant, soos ek julle uitgeroep het. En toe skuif ons hulle in 'n ander rigting. Net soos wat hulle nou net in 'n verkeerde rigting was. Prys die Here se naam. En eintlik gaan hulle uit in Hage toe, maar julle het gesien dat hulle Palaborwa se kant gestaan. Amen. Halleluja. En dan prys die Here, Rupenny en Suster Diane de Toy. Hulle is dan vanaand net vir Namibië goedgekeur as pastoor. Prys die Here se naam. Halleluja. Amen. Prys die Here se naam. Rupenny, julle moet van hierdie kant kom staan. Dis maar van Namibië, jong, en vat maar so tydjie. Vir Christo en Suster Chanel Fourie. En dis dan ons nuwe pastoorspaar ook nou by Carletonville. Prys die Here se naam. Vir John en Suster Marike Holstelsen. Hulle is daar by die suidkus. Prys die Here se wonderlike naam. Amen. Vir Johnny en Sister Natasha Roberts. En hierdie Roberts is van wie weet? Roberts, prys die Here, Roberts. Halleluja. Hulle is 'n dorpie daar mooi in die Kaap. Pragtig, wonderlike, mooi familie. Vir Thomas en Brunel Skuman. Hulle skuif dan sommer ek dink oor 2,5 weke Rustenburg. Storie Hubert en Elmie van der Linde. En hulle is in Bloemhof gemeente. Pastoor Paul en Velma van der Walt, all the way from Australia. Halleluja. En dan ook pastoor James en Sanet Warren, wat ons dan vandag orden as pastore van die Lede in Christus Kerk. Hulle is dan ook die hoofde van Safrek en hulle het 'n sambreel kom kry hier by Lede in Christus Kerk. Vandag het ek die groot voorreg om sekerlik een van die jongste pastore aan julle voor te kan stel. Pastoor James en Suster Sanet Warren. Amen. Prys die Here se naam. Gewonder, wat moet ek vandag doen? Ek wil dit 'n bietjie anders doen as die gewoonte. Wat moet ek vir jou lees as pastoor en as pastorina en as werknemer van God, want ons werk vir die Here en ons werk nie vir die kerk nie.
En terwyl ek vanmiddag bid, toe sê die Here vir my, gaan lees vir hulle Deuteronomium, die 28ste hoofstuk, verse 1 tot verse 14. So ek wil dit op elke pastoorspaar afbid wat hier voor ons staan, elke pastorie moeder, elke pastorie kind, en ook die komende kinders. Sê amen. Prys die Here se naam. Die Bybel sê ons in Handelinge, en die Here het by die volk bygevoeg op 'n daaglikse basis. Net nie gesê hoe nie. So, kom ons lees wat sê die woord van die Here. As jy dan goed luister na die stem van die Here jou God om sorgvuldig te hou al sy gebooie wat hy jou vandag beveel, dan sal die Here jou God jou die hoogste stel bo al die nasies van die aarde, en al hierdie seëninge sal oor jou kom en jou inhaal as jy luister na die stem van die Here jou God. Geseën sal jy wees in die stad, en geseën sal jy wees in die veld. Geseën sal jy wees die vrug van jou liggaam, en die vrugte van jou land, en die vrug van jou vee, die aandeel van jou beeste, en die aandeel van jou kleinvee. Geseën sal jy wees jou mandjie en jou bakskottel. Geseën sal jy wees by jou ingang, en geseën sal jy wees by jou uitgang. Die Here sal maak dat jou vyande wat teen jou opstaan, voor jou verslaan word. Op een pad sal hulle teen jou uittrek, en op 7 paaie voor jou uitvlug. Ek sê vandag 'n profetiese woord oor hierdie pastore. Die Here sal die seën oor jou gebied, in jou skure, en in alles waar jy jou hand aanslaan. En hy sal jou seën in die land, wat die Here jou God jou sal gee. Party gee die Here uit in Hage, verander gee die Here Durban, verander gee die Here Australië. Maar die land waaraan die Here vir jou gegee, sal jy geseënd wees. Die Here sal jou vir hom as skeiding volk bevestig, soos hy jou dit gesweer het. As jy die gebooie van die Here jou God hou, en in sy weë wandel, en al die volke van die aarde sal sien, dat die naam van die Here oor jou uitgeroep is, en hulle sal vir jou vrees. En die Here sal die goeie aan jou oorvloedig gee, in die vrug van jou liggaam, en in die vrug van jou vee, en in die vrugte van jou land, in die land wat die Here aan jou vaders met die eed beloof het, om aan jou te gee. Die Here sal sy goeie skatkamers, die hemel, vir jou oopmaak om die reën van jou land op die regte tyd te gee, en om al die werk van jou hande te seën. Jy sal aan baie nasies uitleen, maar self nie hoef te leen nie. En die Here sal jou die kop en nie die sterk maak nie. En jy sal net boontoe en nie ondertoe gaan nie, as jy luister na die gebooie van die Here jou God, wat ek jou vandag beveel om te hou en te doen. En jy nie regs of links afwyk van al die woorde wat ek jou vandag beveel, om agter ander gode aan te loop, om hulle te dien nie. Ons bede is dat die Here jou gaan seën in jou bediening, in die land wat die Here vir jou gegee het. En nie net in jou bediening nie, maar soos wat die woord sê, ook die vrug van jou hand en die vrug van jou liggaam, dit beteken jou kinders. Mag jy as geseënde vandag hier wegstap met weet dat die Here se seën is die mandaat om vir hom groot werk te kan gaan doen. Amen. Kan hierdie volk vir hulle 'n goeie hande klap gee? Ek kan nie vra asseblief om op te staan. En ek gaan vra dat my visiemoderator asseblief voor my sal uitgaan en elkeen van hulle sal seën. Halleluja. En terwyl dat ons hulle seën vandag, gaan ek 'n seëngebed doen en direk daarna gaan ons hulle toesing. Nou,
Ons gaan hulle nie toesing soos in die verlede altyd laat Heer die seën op hul daal nie. Dis 'n nuwe seisoen, dis 'n nuwe gebeurtenis, dis 'n nuwe tyd. En ons gaan vandag vir hulle sing, geseënd is jy in die land waar die Here jou geplaas het. Halleluja. Loof die Here se naam. Vader, ons dank U dat daar nog mense is wat sê, hier is ek, stuur my Here. Terug uit Jesus hierdie woorde, toe hy sê die oes is oorryp of ryp, maar die arbeiders is min. Bid dan die Vader van die oes dat hy arbeiders sal stuur. En hier is hulle wat sê, stuur my. Nou bid ons vir hulle, dat hulle geseënd sal wees, waar hulle hand sal aanraak, met hulle opstaan, met hulle gaan lê, met hulle beweeg, met hulle spreek, met hulle bediening teenoor die mense, Here. En ek bid nie dat hulle nie die kerk sal bedien nie, maar dat hulle die wêreld sal bedien. So bid gee vir elkeen die visie van Jesus, om die wêreld te bereik, en word asseblief deur hulle verheerlik, in Jesus wonderlike naam. Amen. Halleluja.
al die dierbares. Terwyl hierdie pragtige lied gesing word, dink ek so met myself, as sy moet langer aanhou, dan huil ons almal hier. Want dit is so waar, dat die Here ons deurgebring. Dit is so waar vir my, 37 jaar. En ek onthou soos as dit gister was, toe ek in die bediening gekom het, die voorreg gehad het om die Here te begin werk. En ek wil vanaand sê, wat 'n voorreg om vir die Here te mag werk. Wat 'n wonderlike voorreg, en ek sal nooit dit berou nie, ek is altyd dankbaar teenoor die Here vir dit wat hy ook vir my gedoen het. En ek dink aan die tema van hierdie konferensie, Jesus genoeg. Dis al wat ek en u nodig het vanaand, is Jesus. Dis al wat ons op hierdie pad gaan hou, dis Jesus. Halleluja, dit is al wat ons gebring het op hierdie aand. Dit was Jesus. Vir hy sê lieflike naam. Ek onthou, toe ek so net in die bediening gekom het, en werk vir die Here daar in die eerste gemeente in die Vrystaat Kroonstad, en ek bereid voor, en ek weet nie wat om te bring nie. Dan roep ek in die aand in die pastorie, dan roep ek na die Here. Die nagte loop ek buite in die tuin, die 1 uur in die môre, soek na 'n boodskap. Ander kere dan vat ek die koortjiepotjie en dan druk ek op daar op die 'n liedjie, en ek onthou, ek druk op 'n pragtige liedjie, I got a mansion just over the hilltop. En daai naweek preek ons oor daai mansion. Dis nie wonderlik nie. En ek sê vir my vrou eendag, ag, wie sal na my wil luister? En sy sê vir my, jy preek net soos Oral Roberts en Billy Graham. En jy preek soos Ernst Verrooyen. En ons almal, ons geliefde pastoor Harry Frisbee, al die ander later van jare as normaal, want toe was hy nog 'n jong man saam met my. En die maar gegee het my moed, en dan pak ek weer alles aan, en ek bid, maar ons het een ding geleer, soek die Here. Jesus is genoeg, soek hom, en hy sal jou deurvat, dis wat ons geweet het. Halleluja, ek wil graag gedaan. As jy my toelaat, wil ek graag oor 'n onderwerp praat. Leer uit gister, pas dit toe vandag. En bid vir 'n hoopvolle toekoms in die Here. Vanaand toe ek sien hoe hierdie jong mense dans, toe jammer dit in my hart, dis wonderlik, daar is 'n toekoms in die Here. Daar is 'n toekoms. Elke jong seun en dogter in Jesus. En ek glo dat die Here, as hy toekom te kom, hierdie kerk nog gaan sien. Pastor Maris het iets gesê deur die konferensie, dat hy gaan uittree af met 'n geen ongelukkigheid in sy hart. Hy is bly en die Here was vir hom goed. En dit was vir my mooi. En ek kan vanaand sê, die Here was vir my net goed. Ek is vir niemand kwaad nie, ek is nie verdeel nie. Ek voel die Here was meer as net goed vir my. En daarom kan ek aan hom al die lof en eer gee. Voor ek begin wil ek iets noem. Ek kan nie mooi die pastoor Pani de Meyer en my suster Aileen en daar voorstaan. Hulle was by my in Durban in die gemeente en daar oor Jeflaers gehad. En ek is so bly hulle is in die bediening. Ek tree uit, ek gaan nou af. En hulle kom nou op. Is dit nie wonderlik nie? Ons het mos die saad gesaai. En ons het vir die Here gewerk. En nou voel ek, halleluja, die Here het vir ons in Rodepoort 'n pragtige nuwe herderspaar voorsien. Ons kyk uit vir hulle daar. En ek wil dan ook sê vanaand vir al die Rodepoorters, baie dankie dat u hier is. En ek waardeer dit baie dankie. En ek glo dat die Here ook u gaan seën vir die toekoms. Want u weet die belangrikste in 'n gemeente is nie hulle geboue nie. Dis nie hulle mooi persele nie, maar dis die pastoorspaas. Pas hulle op. Werk met hulle saam sodat God
daai gemeente kan seën. Ek wil graag vanaand vir u lees hier in Amos 9. As jy saam met my dalk die Bybel het, kan jy lees of jy kan dalk net op die bord kyk. Amos 9 vanaf vers 11. Nou as jy 70 jaar oud is, dan het jy brille nodig. Maar ek kan dan nog Bybel lees sonder die brille, maar ek gaan dit net vir veiligheid opsit. Amos 9 vanaf vers 11. In die dag sal ek die vervalle hut van Dawid weer oprig. En ek sal sy skere toebou en sy pynhope herstel. En ek sal dit opbou soos in die ou tyd, sodat hulle in besit kan neem die oorblysel van Edom en al die nasies oor wie my naam uitgeroep is. Spreek die Here wat dit doen. Kyk, die dag kom, spreek die Here, dat die ploer die maaier inhaal en die druiwetrapper die saadsaaier en dat die berge van mos sal drup en al die hemels daarvan sal oorvloei. En ek sal die lot van my volk verander en hulle sal die verwoeste stede bou en bewoon. Ook sal hulle wingerde plant en die wyn daarvan drink en die tuine aanlê en vrugte daarvan eet. En ek sal hulle plant in hulle land en hulle sal nie meer uitgeruk word uit hulle land wat ek hulle gegee het nie, sê die Here jou God. Tot sover die woord van die Here, dierbaar is. Amos, die profeet, is hier aan die woord. En eintlik as jy deur die hele boek Amos gaan, dan was dit eintlik die aankondiging van strafgerigte. Dit was eintlik 'n baie donker tyd van Israel. Ons het ook vanaand gehoor en deur die week dat ons is eintlik in 'n donkere tyd in Suid-Afrika. Maar een ding weet ek, soos ook met Israel, terwyl hulle eintlik in ballingskap weggevoer is na verskillende lande, was daar 'n profesie oor hulle gespreek en God het beloof. En wie julle, ek lees dit so en ek dink so aan Israel, wat het dan so verkeerd gegaan? Ek weet hulle het God verruil vir afgode. Ek weet hulle was ongehoorsaam. Ek weet hulle het agter hulle eie harte aan gewandel. Maar daar was ook in hulle geskiedenis wonderlike, goddelike tye. Ek dink so, toe hy in Egipte was, het die Here hulle met 'n kragtige hand uit Egipte uitgelei. En toe hulle hier voor die Skafsee, die Rooi See kom, en dit was daar deur die genade van die Here 'n magtige see. En Farao met sy manskappe en die strydwaans agter hulle en die Rooi See voor hulle. Toe kloof God die see. En hulle gaan droogvoets deur. En die Farao met sy manskappe en die strydwaans agterna. En die Here laat die see oor hulle vloei. Ek weet ook dat die Here voorsien het vir 'n wolk in die dag, 'n wolkkolom en 'n vuurkolom in die nag. Here het ook die bitterwater soet gemaak, water uit 'n rots. Here het hulle deur die Jordaan gevat. Wonderlike oomblikke, wonderlike tye. En die Here het ook voorsien vir 'n pragtige jong man met die naam van Dawid, wat daar in die veld uitgekom het, terwyl daar 'n reus was. Hulle het uitgedaag, het almal weggekruip, selfs Saul die koning. Almal was benoud, almal was bang. En 'n jong man met 'n dapper hart sê ek sal gaan, ek sal teen hom veg en hy behaal die oorwinning. En hulle veg teen die vyand en die Here gee vir hulle dit in hulle hand. Ek dink so aan die inwyding van die tempel. Dit was so 'n wonderlike dag dat die priesters van wie die heerlikheid van God nie kon staan. En die volk so gejuig het die aarde opgeskeer vanweë die geluid. Weet julle, ek dink vanaand dat daar was mooi dinge. Vanaand dink ek ook, ek dink aan die dag van gister in hierdie kerkie
Ek sit nou 37 jaar om ek hier. Daar het ons in die begin gesit. Ek onthou die bidure, 6 uur begin, 8 uur klaar gemaak. En ek het daar eendag ek so dors. En ek besluit, ek gaan daar uitkruip. Ek gaan vir my koffie soek daar by die gebedshuis. En ek kruip uit en ek kruip pastoor van die klas in. En hy sê, broeder, is jy dors? Ek sê, ja, kom, ons gaan drink koffie. Nou ek onthou dit soos gister. Weet julle, daar was ook in hierdie kerk mooi tye. Goddelike tye. Ek dink nie daaraan, jare terug in Kroonstad, het ek 'n soundtrack gereël. En ek nooi pastoor Marius, Katewildse gemeente van destyds, groot gemeente, en ek het die hele dorp uitgenooi. Ek het extra stoele gekry in die kerk gepak, en ek weet daar was 'n ou tannie Botha, sy kon nie loop nie, sy het probleme met haar knie gehad, en ek nooi haar uit, ek sê kom, ek sê maar tannie, jy moet onthou, ons is Pinkster, hulle loof en prys die Here, sy sê vir my boet, ek het groot geword in Pinkster, ek gaan daar wees, en ek weet daar was 'n jong broer, hy het net so in die kerk gekom, sy van was Brits, met die familie, en daardie aand, pastoor Marius was nog jong, sister Joni, en wie julle daardie aand begin hulle sing, en dit sing soos vanaand, en jy gewaar, want die Here bly mos dieselfde, gister, vandag, tot in alle ewigheid, hy bly dieselfde, halleluja, 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 en hy alles sang, en die salwing van die Here sat toe, en dit was soos 'n ontploffing in die kerk, en daai manne dans, en ek so kyk, toe sien ek daar trek die tannie, en daar gaan broer Brits, en ek agterna, tannie was vir my te vinnig, sy hardloop 'n paar kilometers huis toe, ek kon haar nie vang nie, maar ek vang die broer Brits op die middelmannetjie, en ek vra hom, waar gaan jy heen? Hy bewe, hy sê, wat gaan aan in daai kerk? Kyk hoe bewe ek, en ek sê vir hom, dis die salwing van die Heilige Gees, God is nou daar, halleluja, hy is nou daar, en die Here red hom en die familie, hulle begin die Here dien, ai, dis dan maar mooi tye, ek onthou een môre, praat die Here hier, terwyl broer Barna, en ek en die broer staan daar bo in die galery, ons is op diens, en die Here praat met my, oor die ding wat ek doen, en die Here praat dit uit, en die eerste ding kom uit, en die tweede, ek het gevas, ek was in vasting, en ons het 'n druiweprieel gehad, en ek loop onder die druiweprieel, en ek korrel die druiwe, en ek suig hulle uit, en die Here openbaar, en die Here sê, in vasting, suig jy die druiwe uit, en ek kry 'n bestraffing, weet julle, dit was daardie dag, dit was vir wie ek skrik so, ek kan sien hoe ek het doen, en ek dink, Here, maar u sny fyn, u sny fyn, ek weet nie, wat sal word met die groot dag van die Here nie, maar een ding weet ek, danksy Jesus, word ons bekleed met sy geregtigheid, halleluja, is dit nie wonderlik nie, danksy Jesus Christus, die Nasareëner, ek dink so aan die mooi tye, en wie as ons, van die mooi dinge kan vat, en dit toepas vandag, in die hede vandag. Daar was seker ook verkeerde dinge, ek kan nie baie dingetjies vertel wat ek nie nou sal doen nie, maar daar was nie altyd alles net sommer so reg nie, maar weet julle, daar was pragtige dinge, en ek sal dit nooit vergeet nie, maar ons kan dit toepas, en daar is nou 'n paar dingetjies wat ons kan toepas, en ek wil graag net vir julle lees, hier in 2 Timoteus 3, gee my net so kansie, jy moet verstaan, ek is 70 jaar oud, 2 Timoteus 3 van vers 14, wat bly jy in wat jy geleer het, en waarvan jy verseker is, omdat jy weet van wie jy dit geleer het, en dat jy van kleins af die heilige skrifte ken, wat jou wys kan maak tot die saligheid, deur die geloof in Christus Jesus. Is dit nie wonderlik nie? Wat kan ek van die ou dae vat, en dit toepas vandag?
En die heel eerste, die bar is die heel eerste, het ons die hele gehoor, die hele konferensie, gebed. So vanaand, ek sien hier die prachtige pastoorspare wat hier staan. So vanaand vir u kan raad gee, leer om te bid. Leer om te bid, want dit het my gedra tot hierdie aand. Weet julle, as ek dink, hoe hier jou kerkie, hoe het ons gebid? En tussen dienstye het hulle so tussen die banke, het die manne gebid en die vroue. En weet julle, as ons dit kan saam met ons neem. En ek is nie 'n persoon nie, ek wil amper sê hyperactief, jy weet, ek kan nie stil sit nie, ek kan nie, dis vir my baie swaar. En as ek nou bid, en ek moet bid bietjie lank, dan begin ek nou rondloop. Want ek kan nie stil sit, dan gaan maak ek daar in die gemeente, die bome nat, dan sit ek die tuinslang op hierdie boom, maar gaan bid ek verder, en dan loop ek en bid, dan sit ek op die volgende boom. Maar ek bid, sodat die Here iets kan doen. Halleluja! Ek het baie nagte gevra, Here, stuur 'n engel, praat met my, verskyn aan my. 'n Broeder vertel my, 'n pastoor, dat een aand het Jesus en die 12 apostels in sy kamer verskyn. Nou hy het voor die Here, ek het nog nie eers een apostel gesien nie. Nog minder die Here Jesus. En ek vra die Here, stuur net 'n engel na my toe. En is hier middernag. En ek huil voor die Here en die Here stuur 'n engel. En die engel kom en ek is soos Daniel, ek word soos 'n dooie. Ek kan nie praat nie en ek hoor die engel sê, vat jou tee, hier is jou tee. Dis my vrou. En ek wil nie glo, ek het dit nooit meer gevra, ek kon hierdie dag nie. Eenmaal was genoeg. Halleluja, halleluja. Was het toe aan hierdie lewe, hoor my vanaand. Wat gaan dan bid en God vader sake. Halleluja, ons het dit nie uitbeklei of uitgeveg nie. Ons het dit aan Jesus voete toegevat. En dit daar gelos. Cast your burdens unto Jesus. And he cares for you. Werk jou bekommernis op hom, want hy sorg vir julle. Is dit nie wonderlik nie? Daar's nog 'n ding wat ek wil graag wil hê ons moet uit die verlede uitvat en toepas in die hede vandag. En dis sondebelydenis. En ons het nie toegelaat dat ons vir die Here iets doen sonder ons harte skoon en rein is. Tot hierdie dag toe my vrou vra ek altyd so voor die diens, kom bid gou saam met my. En sy hou nie daarvan nie. Maar nou gou hart, ek kan nie die gemeente bedien. As ek nie voor die Here kom en sê ek is jammer. Vergewe my Here asseblief. Pas maar is dit genoem. Ons moet maklik vergewe, vinnig vergewe. Ons moet nie dinge teen mekaar hou. Ons moet vergewe. En leef en laat leef. Bely die harte uit. Maak dit skoon. Ons het geglo aan 'n heiligmakende lewe. Ons het geglo aan 'n rein hart voor God. En dit is so belangrik. Maar ek kan nie met ongelukkigheid loop. Weet jy, ons lewe in 'n tyd, ek onthou een van ons vorige morators, en julle sal almal ken pastoor Totoy. Baie kwaai oor my, en ek was baie bang vir hom. Ek het nou ietsie gesê van hom. En die Here lei dat ons nou moet saam bid. En my gewete kla my aan, die konferensies op hande, en ek kruip so na hom toe. Ek sê, oom, ek wil saam met jou bid. Broers, susters, wat 'n môre. Jy kan nie net sê ek was ongelukkig nie, jy wil weet waarom is jy ongelukkig? Waar kom dit vandaan? Hoe kom dit gebeur? En weet jy, ek sê daai môre en ek sê vir myself, jy doen dit nooit meer. Jy hou dit maar nie, maar weet julle, ons kon nie, ons het reg gemaak. En weet julle, ons het respek gehad vir die leiers in die kerk, vir die morator, vir sy span. Ons het hulle geëer. Wat ek sê, moet ek gaan regmaak. Ek kan nie dit praat nie. Hoe gaan ek by die Here verbykom? Ek moet gaan sê ekskuus. Dit is nie 'n maklike een nie. Ons moet dit nooit los nie. Bely. Dit is nooit maklik nie. Ek het oor die jare
geleer, wees die minste, en ek vra om verskoning, en ek bely. Ek het 'n ding gedoen in die gemeente, sommer so in die oomblik van die tyd, en ek het 'n ding gesê, middag by die huis, Suster Rita praat met my, en sy sê, jy was baie lelik, dit het baie sleg voorgekom, jy sal hierdie ding moet regstel, en die Sondag aand, na die diens, in die gemeente daar, Durban in sy saal, roep ek almal by mekaar, en ek sê, ek het vanmorgen dit gesê, ek vra julle om verskoning, dis opgehoor. Ek kan vir julle sê, dit was iets vreeslik nie, daar was so gier in die gemeente, almal skeer hulle hare af, wat die broer. En dan roep ek sê, wel julle lyk soos 'n klomp bandiete. Ek weet, dan almal sny hulle hare af, en daai aand, vra ek, vergewe my. Skus tog, ek is jammer. Ek is jammer, ek het dit gesê. Wie julle, daar is nog 'n ding wat ons moet saambring. En dit is my getuienis. Wat God vir my gedoen het. Die Here het my siel gered. Op 12 jaar gehoudendom. Halleluja. My gedoop aan die Heilige Gees. En geroep vir sy werk. Toen was ek 12 jaar. Ek kan dit nooit in my lewe vergeet nie. So doop met die Heilige Gees daar voor op daai man. In die ou dae. In die ou dae. Weet julle, ons getuienis kan ons nooit vergeet nie. Ek onthou een aand in my eerste gemeente was middernag wel 'n vreemde vrou, ek ken haar nie. En sy sê asseblief pastoor, kom na ons huis toe. Hierdie huis het God nodig. En ons moet die adres kry en ek en Sarita moet in die nag soek. Ons kom by die huis uit. Was in middernag, broers, middernag. En toe ek in die gang instap, toe staan daar 'n man onder die invloed van drank. En hy lê so teen die muur en sy vrou sê, pastoor, ek kan nie meer. Ek kan nie meer aangaan nie, ek kan nie meer nie. En iets gebeur in die gang. Daar kom 'n saal. Daar kom 'n krag. Daar kom 'n dapperheid. En die Here help en ek dryf 'n duiwel uit daai aard in die gang. 'n Groot man. En die Here red op 'n potgieter. En hy kom tot bekering. En die dood kom na my toe en sê, ek kan dit nie glo nie. God red hom. Ek onthou een aand op die plotte in Brits. Toen ek huis besoek. Die man ken nie die Here, die vrou groot geword in die kerk. En dit was sy tema. Deel ek met hom. So in my enigheid. En met eens gewaar ek. Iets gebeur in die sitkamer. Die salwing van die Here is daar. En toe die salwing opdaag, toe gly die man so van die stoel af. En hy val oor die tafel, so glasblad tafeltjie. En hy roep, hy sê, o God, red my siel. Halleluja, red my siel. Ek het niks gedoen nie, ek stap hier langs om neer. En ek lei hom na Jesus toe. Dis al wat ons nodig het, is Jesus. Dis al. En hy neem hier aan, hy is vandag in Australië. En ek glo hy verdien nog die Here. Die waar is, ek dink hier in Pretoria Wes. Here praat, deur Willem was so Frisbee met my op 'n saamtrek. En die Here sê dat ons gaan 'n goue vis uittrek. En ek het daaroor nagedink, ek neem aan dis 'n siel wat sal inkom en dalk vermoond is. Maar daar kom mense besoek. En daar is 'n baie vermoënde man, groot van lyf, oor die 6 voete, ek is klein. En hy kom kerk toe en hy sê die Sondag nooi ons hulle vir tee. En hy sit my man in sy kamer. En die kinders, my seun daar en die dogters, hy gaan in die kamer en begin speel op die klavier. Nou wil ons net so sit en gesels. Net niks ernstig, ons gesels net so. En hulle begin sing, die dogters. En hulle sing. En die ewe skielik gewaar ek, Jesus stap hier by ons in die sitkamer in. En wie hulle sore boe, sak 'n baie groot man op sy knie. Sy seun is 'n dokter in godsgeleerdheid. En wie as jy in Pretoria is dit 'n baie groot gemeente. En wie en hy sak op sy knie. Hy sê, Here, red my. Red my. En wie ek het saam om hom gebid.
en hy het sy sonde reggemaak, die traan het so afgehardloop op die bank, tot by my waar ek gekniel het. En wie ek doop hom, in die naam van die Vader, die Seun, en die Heilige Gees. Ek sal dit nooit kan vergeet nie, as ek dink daar in Durban, maar hy weet die bares, ek sal julle die hele aand hier moet ophou, om te vertel, dit wat God gedoen het. Halleluja, onthou en roer voor een Sondag aand. Toe moet die Here met die gemeente. Iemand het agterna gesê, dit was soos 'n rivier, wat in die middel van die gang was. En die Here doop. En die Here maak beloftes en roep mense vir sy werk. En bedieninge wat hy vir hulle toevertrou. Weet julle, ek kan dit nie vergeet nie. Ek kan dit nie vergeet nie. Ons getuienis kan ons nie verloor nie. Hierdie kerk moet vir 'n donkere wêreld gaan vertel, mense wat stikkend is, mense wat God nodig het. Jesus red, hy verlos, hy verander, hy nodig, kom in die Here. Halleluja. Kerk moet weer getuig dat daar 'n lewende God in die hemel is. Ai, dierbares, daar is nog 'n paar dinge wat ek graag wil doen. Nog ietsie wat ons uit die verlede kan uitvat en toepas, is die werkinge van die Heilige Gees. Soos vanaand. Ek dank die Here vir vanmôre se bid. Wat 'n spesiale bid. Regtig, dit was ietsie wat ek lanklaas in my lewe beleef. Die salwing van die Here het so deurgepreek. Regdeur almal wat hier was onder die krag van die Here. Ons moet dit nooit laat nie. Weet julle, ek wil vanaand 'n paar dinge sê. Ek wil vir sê, ons moderator het genoem, is nie altyd nie koordans nie. Ons moet oppas dat koordans nie self die Here wil doen nie. Maar dis die Gees van God wat moet deurbreek en kankers laat uitval. Mense genees. Dis die Gees van God wat die jukke moet breek. Dis die Gees van God wat verandering moet bring. Wie julle in my hart bid ek, dat die Here hierdie kerk sal seën met sy goddelike teenswoordigheid. Daar's nog 'n dingetjie wat ek wil noem. Wie wat ons van die ou dae kan saambring, is jou 10de en jou offergawe. Jy hoef nou niks te sê nie. Ek sal dit verstaan. Maar een ding weet ek. Wie julle as ek jou 10de gee, God sal jou seën. Ek weet op YouTube is daar baie wat hulle monde uitspoel oor die 10de. En waar dit vandaan kom, Ou Testament, ek gee nie om nie. Wat ek kan doen vir Jesus en vir my kerk, sal ek doen met alles wat hier in my is. Betaal jou 10de. Die Here wil dit so hê. Ek dank die Here vir offergawe. Ek het in 'n vorige gemeente het ek vir die Here gevra, ek het 'n klompie geld nodig. En wanneer die sakkie verbykom, dan het ek ooreenkoms gemaak, die grootste noot in my beursie sit ek in daai sakkie. En ek het aangehou. En daardie jare, en ek praat seker maklik 15, 20 jaar terug, toe kry ek van die belasting, inkomsbelasting, R20.000. Wie, dit was 3 keer meer as my salaris. Dit was 'n verskriklike klomp geld. Ek is so dankbaar en van toe af gee ek my offergawe want ek glo daarin. En op 'n stadium, toe vra ek die Here, ek vra 'n salarisverhoging. En as ek my offergawe ingooi, dan sê ek dankie Here vir daardie verhoging. En toe kom daar 'n tyd dat ek in Roerpoort beland. Die kinders het 'n uitdrukking, dis nou nie kanseltaal nie. Toe kry ek en my kinders sal sê 'n helse verhoging. 'n verskriklike verhoging. 'n salaris, vergewe my nou daai woordjie hoor, maar nou wil ek nie sê dit was so vir my. Weet julle, sorg vir jou pastoor, hoor. Sorg dat daar 'n ou geldjie vir hom is en vir sy vrou en die kindertjies. En weet julle, God is so goed, daarom wil ek sê, moenie ophou nie. Die laaste wat ek wil hê ons moet oordra van die verlede is die vrug van die Gees.
Om lelijk te wees, om beskof te wees, is makkelijk. Om iemand af te jaag, is makkelijk. Om iemand een koue skouer te gee, is makkelijk. Om kwaad met kwaad te vergeld, is makkelijk. Maar om iemand liefde te gee, wat jou leed aan gedoen, is iets anders. En weet daar iets gebeur in 'n gemeente. En ek wil nie veel uitwyn nie, maar 'n man wil my hof toe vat. Om afgehaal het van die korrel. En lang storie. 7 jaar later sien ek daar sit hy agter in die kerk. Sy vrou en hy. Sien suster het te gaan en sy vat hulle om die lyf. En sy druk hulle. En ek klop van die platform af en ek stap na hom toe. En ek druk hom. Ek wou sy oor afbyt, maar druk hom. En ek druk sy vrou. En ek sê vir hulle, welkom hier. En daai weke wil ek jou môre bid. Kom suster Rita by my en sy sê, hulle nooi ons vir 'n ete by hulle. En ek wil nie sê wat van die Bybel. Ek sê, Here, praat met my en ek druk my vinger. Moenie kwaad met kwaad vergeld. En ek sê, ja, ons sal gaan. En ons gaan en daardie aand, toe huil 'n man en 'n vrou. En ek saam met hulle en ons maak ons harte skoon. En hulle vra vergifnis 7 jaar later. Weet julle, die gesindheid van Jesus moet altyd hier by ons wees. Die vrug, halleluja, van die Gees. En ag, ek wil dit nou nie gaan lees nie, ek ken dit. Liefde, vriendelikheid. Omgees, ook een, gee om vir mekaar. En nou wil ek kom by die toekoms, 'n hoop op die toekoms. Wil ek lees vir u dit in die woord van die Here, so pragtig. Dit is opgeteken 'n pragtige gedeelte, as ek dit ook vinnig kan kry. Prys hy lieflike naam. Romeine 8 vanaf vers 25. Romeine 8, 25, lees van 24. Want ons is gered in hoop. Maar die hoop wat gesien word is geen hoop nie. Wat iemand sien, waarom hoop hy dan nog? Maar as ons hoop wat ons nie sien nie, dan wag ons daarop met volharding. Ons wag daarop met volharding. Daar was 'n belofte wat die Here hier gemaak het met die volk. Laat ek dit vir julle lees. Die skrif sê, kyk, die dag kom, spreek die Here, dat die ploeger die maaier inhaal en die druiwetrapper die saadsaaier en die berge van mos sal drup en al die heuwels daarvan oorvloei sal wees en ek sal die lot van my volk verander. Iemand het dit vanaand hier genoem. Daar moet 'n hoesing kom. En ek bid, want daar was soveel beloftes, soveel profesieë vir hoeveel gemeentes waarvan ek weet wat die Here beloof het, hy gaan seën. En ek kyk uit, en ek het daai hoop dat daai siele hoes gaan inkom en dat die Here hierdie ou kerkie gaan seën, want weet u, hy is die God van Abraham, maar ook die God van Isak en ook van Jakob. Hy is die God van die, net van een persoon nie, maar van almal. En nie net van een seisoen nie, maar die God van die eeue. Tot in alle ewigheid bly hy die God van die eeue. En dit wat hy gespreek het oor die jare sal hy tot uitvoer bring. Nou bid ek vir al hierdie jong pastore, dat God hulle so gaan seën, dat hulle hierdie oes gaan inbring, dat die kerk inderdaad gaan bid. Oh, halleluja, halleluja, dat die Here weer 'n klompie ywerhaars gaan optel. Ek het altyd geglo, hoekom nie 1000 lidmate? Hoekom nie 100? Ek voel, dis nou die tyd. Hoekom net een diens op 'n Sondag? Waarom nie 2 nie? En weet julle, my hartsbegeerte is, Here, sal vir hierdie jong pastoor. Ek bid vir julle. Dis my laaste preek vanaand. Maar ons gaan huis toe. En ek gaan bid vir julle. Ek bid dit baie maal, as ek bid in die bidkamer. En ek loop so rond en sê ek, Here, ek bid vanmôre
Reg oor die land is daar 'n diens wat nou gehou gaan word. Ek bid dat God hulle gaan seën in alle kerke, sendinge genootskappe. Seën die Here oral waar U woord verkondig word. Laat die woord, Here, halleluja, ingang in elke hart sal vind. En dis my gebed in hierdie aand. Laat die Here hierdie kerk waarvoor ek so lief is, sal seën. Want die Here is nie net aan een persoon verbonde nie, maar aan geslagte op geslagte. Nie net een moderator nie, maar al die ander. Kyk uit vir die oes wat inkom. Ek hoor die Here seën ons jong mense, van hulle deur my hande gegaan. Ek voel baie keer ek moes hulle 'n bietjie meer rof behandel, maar ek het nie. Maar weet julle, alle werk vir die Here. Ek is regtig hier in my kop, is geen jaloers haar nie. Ek gun God se seën vir alle mense, vir elke pastoor. En ons het geleer, jou bediening begin alreeds Saterdagmôre. Dan begin ons voorberei vir 'n naweek se dienste, sodat God wonderwerke kan verrig. Laat daar iets gebeur, laat die hemel weer neerdal, sal die Here nie hierdie jong pastore salf. Weet julle, die gemeente wat vanaand hier is, U kan hom maak of U kan hom breek. U kan teen hom werk en fout vind en kritiseer, of U kan saam werk. Vind in hom die goeie, die mooie. Mooi altyd. Weet julle, ons moet 'n brug bou na ons jong mense toe. Ek kyk so na my klein kinders, ek so bly hulle dans hier op die mat vanaand. Kyk so na hulle, trek nie aan soos ek nie. Hulle lyk nie soos ek nie, hulle trek anders aan. Maar weet jy, dank God, hier's 'n nuwe geslag wat na vore kom, wat moet bereik word. Dalk op 'n hele ander manier as wat ek dalk dit wil hê. Maar een ding weet ek, die Here bereik hulle, red hulle siele. Halleluja, halleluja, soos U dit wil hê. Dis vir my belangrik. Die baas, kom ons bou daai brug na ons jong mense toe. Kom ons pas ons jong mense op, maar ons jong pastore. Ek het hulle so gesien. Ek het 'n jong paartjie getrou. Staan 'n pragtige jong man en 'n pragtige jong dame. En ek kyk so na hulle en ek sê, ag Here, hulle weet nie wat wag nie. Hulle weet nie wat wag. Sal U hulle, aan hulle sê ons sal mekaar getrou bly totdat ons afsterf. Ek weet nie waar kom daai belofte vandaan nie, maar weet julle, om aan mekaar getrou te bly totdat jy afsterf. Sjoe, om dit te sê nou jy iemand net 'n jaar ken. Maar wie julle staan daar? En ek sê, ag liewe Jesus, help hierdie twee mense. Help hulle, Here, ek sê almal soos U wat dit aan die kruis gesê, Vader, vergewe hulle. Hulle weet nie wat hulle doen. Vanavond, ek kyk so na hierdie pragtige jong mense en nou sê ek, Vader, seën hulle. Hulle weet dalk nie wat hulle doen nie, is goed so, hulle weet nie alles. Moenie hulle alles vertel nie. Laat hulle maar uitvind op die pad. Halleluja! Hulle bel my as hulle broer. Ons het nou die aand gehoor van die klein hekkie. Waar is daai klein hekkie? Ek sê, daar is nie 'n klein hekkie nie. Ons sê vir my, ek wil terugkom Rooipoort. Ek sê, jy kan nie. Jy bly nou in die gemeente, hoor? Jy werk vir die Here, jy kan nie terugkom nie. Weet julle, dierbaar is ek dink so, ag, ek wil dit net noem. Daar was daar 'n jong man by my in die bidure by ons in Rooipoort in die bidure gekom het. Die Here werk met hom. Jong man, ongetroud. 'n Engelsman. Sy naam is Joshua. En die Here ontmoet met daai jong man 'n dwalmslaaf. En hy het vir die Here gewerk vir baie jare hier op Primrose. Ek het hom aan sy vrou Maria voorgestel. Kom gesê, jy moet nou 'n vrou vat, hoor. Jy kan nie nou verder so aangaan nie. En hy kry 'n pragtige vroutjie. En wie julle, ons het daar in die bidkamer 'n broer gehad, hy is ook al hy studeer het, goed gedink om hom te kom haal. 'n broer naas. Hy het so lekker gebid in die môre, maar as ek net my moed uitklim, dan wie gaan op sy stem uit die bidkamer nie, daar af in die straat. En ek wou sy naas, dit so 'n bietjie sagter, maar hy het nie 'n knoppie wat kan sagter draai nie. En weet nie waar ons bid oor die jobs,
sy kopie onder die bank en 'n broer naas sy kop oor die bank. En hy het nou arm met die broer maar 'n bid. Weet julle vanaand ek vir julle sê dis lekker om vir die Here iets te doen. En ek vra die gemeente van hierdie dag af werk saam met die herderspaar. Halleluja. Ek het al baie gehoor hoe die mense praat. Ek weet nie wat hulle van my gepraat het nie. Wil dit ook nie weet nie. Maar ek onthou in die ou dae het ek een aand gepreek en die vensters was oop. Dis warm. En toe ek so kyk by die venster, staan byle pastoor de Tooi by die venster en vir my en kyk. Weet julle, dit was die grootste skok in my lewe. Ek vergeet my preek. Ek weet nie meer waar om te praat. Ek hakkel, ek skrik so, toe weet ek, toe sy weg. En klaar, jare daarna, het sy laaste huisbesoek by my in Brits. Kom oom. Ek het baie keer die gevoel gekry, jy staan daar by die kerk. En ek het jou eendag gesien. En hy lag so lekker. Hy sê, ek het gekyk al die dinge wat jy aanval. Nou weet julle, ek wil vanavond vir die Here sê dankie. Weet julle, 37 jaar was wonderlik. En ek sal dit verruil vir niks op die aarde doen. Ek wil graag vanavond vir die Here sê, baie dankie. Dat die Here vir my die geleentheid gegee het. Baie dankie vir ons kerk. Want ek ook hier mag vir die Here werk. Dis nie reg nie, dis 'n voorreg. Wat dan vir my vrou Rita, sy's 'n eister, my kinders, baie dankie sê. Suster Rita, as jy haar nie ken nie, ek wou baie opgee. Dan sê sy vir my, daar's geen omdraai nie, jy is hier en jy gaan hier bly. Ek het op in 'n gemeente van gesê, kom ons trek ons, dis mos ons gordyn en ons los alles net so, ons verdwyn. En ons daar by die klein hekkie uit, maar dit het nie so gewerk nie. Ek wil net vinnig vir u noem. Julle aand het 'n man my baie sleg behandel, my sleg gesê. Ek het huis toe gery oor nuwe siele wat in die kerk kom. Ek is kwaad oor die nuwe siele in die kerk. En ek het die aand in die sitkamer gaan lê. Ek het voor die Here gelê en ek kom nie in regtig bid nie, was net daar. Ek raak aan die slaap. En die vroeë môre ure hoor ek, die Here sê vir my, toe maar, en hy streel my hare. Ek skrik. Ek hard by die sitkamer uit, ek spring by Rita aan die bed en ek sê, pa, hou my vas. En vroeg hy môre, toe gebeur het weer. Ek hoor weer, die Here sê, toe maar. God is daar. Altyd. Jesus. Hy is altyd daar. Ek wil dan graag ook vir Pastor Marius, jou sê dankie dat julle ons vertrou. Dankie dat ons saam met jou kon dien op die direksie. My papi het vir my gesê eendag, ek is 'n doringbos. En niemand kan saam met my woon nie. Maar die Here het my siel gered en my verander, maar daar is nog 'n paar dorings. En dankie Here, hy werk nog al die pad in my. En ek dank die Here, ek kon saam, Pastor Marius Jones, altyd die mooiste gesindheid en die pragtigste voorbeeld wat ons van u gekry het. Hoor, baie dankie. Pastor Marius, ek wil hom liefst nie sê wat ek dink nie, maar wat ek vir u gaan sê, moenie met 'n moeilikheid soek nie, jy gaan doen. Baie dankie Pastor Marius, ons waardeer dit. Ek wil graag dan net, laat my net so vanaand die afwesigheid van oom en tannie Neet van Kroonstad, hulle is by die Here. Dankie vir wat julle vir my gedoen het. Oom en tannie Groenewald en Brits, baie dankie dat julle my doen. Hulle is ook by die Here. En in Pretoria Wes-Palie, dan hier Redenhuis, baie dankie dat julle my naby gestaan het. Dan in Durban, Lukie, Suster Martha, Rufani, sy skoonouers, baie dankie. En dan ook van Robert en Elsie, wat daar op ons visies gehoor het. Baie dankie, Pastor Gerrit is die kerel. Baie dankie vir u bystand, wat ons ontvang het en die liefde, wat u vir ons gegee het tot hierdie dag toe. Is dit nie wonderlik nie? Nou vra ek u as die kerk, gaan u dit doen? Gaan u vashou wat die Here u gegee het? Gaan u vir u pastoor sorg? Gaan julle doen? En wie julle as ons dit gaan doen,
gaan die oes inkom. Daar's niks so mooi soos 'n gemeente wat saam staan. Maar daar's niks so lelik soos 'n klomp verdeelde mense. Want iemand het vanaand gesê, bind us together, Lord. Bind ons saam in eenheid en in liefde. En mag dit wees dat die Here lede Christus kerk saam sal bind in eenheid wat hulle nie geken het. En dat die Here hulle gaan seën bo almal se verwagting. God seën julle. Amen. Amen. Baie dankie, Pastoor Daan Matthijsen. Ons glo die Here seën u ook vir 'n wonderlike woord van bemoediging. Daar is 'n toekoms vir hierdie kerk. Daar is 'n toekoms vir elkeen wat in Jesus geanker is. Ek gaan graag vra dat ons direkteur adviserend, Pastoor Marius Erasmus, na vore kom. Baie dankie Pastoor Tim. Ek wil net graag daai betiteling regstel. Ek is nou afgetree. Prys die Here. Dit is my voorreg om Pastoor Dani en Suster Rita en hulle kinders na vore te roep. As hulle hier is, kan hulle hier by my kom staan aan my linkerkant asseblief. Prys die Here terwyl hy so met deernis, met 'n gesindheid van regtig omgee vanaand met ons hier praat. En ek bewus is van die liefde van die Here wat in sy woorde is en in sy bediening tevoorskyn gekom het oor baie jare heen. Is dit vir my seker een van die grootste voorregte om 'n paar woorde oor hulle te mag sê. Pastoor Dani en Suster Rita 37 jaar dat hulle vir die Here arbei. Hier sit heel party van ons pastoorspare wat onder hulle bediening uitkom, wat onder hulle tot bekering gekom het, gevorm is en uiteindelik uitgestuur is in die werk van die Here. Ek het hulle leer ken, en ons het hulle leer ken in ons jong dae. Ons was bure, ons het saam partykeer pak gekry, ons het saam baie hard gewerk. Ons het, hy kon hard werk, sy kon hard werk, op die konferensiekomitee, op die vervoer. Ek onthou het ons tente opgeslaan. Daai groot tent, dit was 'n verskriklike werk. Ons het eintlik baie hard gewerk met konferensies. 2 keer 'n jaar, 10 dae konferensies gehad, April maand en Desember, en jy het niks gemis nie. Daar was nie 'n voorreg of 'n kans dat jy ergens heen kon verdwyn nie, jy moes hier gewees het. Pastoor Dani, Suster Rita, dankie vir mooi, wonderlike jare. Vandag het hierdie jong pastore 'n kerk, soos wat ons het, omdat ouer pastore soos julle gearbei het, soos wat julle gedoen het. Dankie vir julle liefde vir siele, dankie vir julle omgee vir siele. En elke gemeente waar hulle was, laat my gou vir u dit lees. Dani Matthijsen is op 31 Mei 1955 in Springs gebore. Dani is die broer van pastoor Tommy Matthijsen, onthou julle vir Tommy? Hy was 'n legende gewees op sy eie manier. Uiteindelik is die Matthijsen familie 'n geweldige familie. Hulle het, ek dink vanaand is Elise, Joey, Hetty en Louisa is hier, prys die Here. Louisa staan net op wat hulle jou sien. Dis die kosbaarste, kortste, geestelikste vroukie wat ek in my hele lewe ontmoet het, prys die Here. Wat 'n pragtige kind van die Here, maar hulle boetie Tommy kan, ja, hy kan maar hande klap gee, want dit is Suster Hetty was jarelang die sekretaresse van die kerk. Broer Tommy en Dani was baie jare in die bediening. Pastoor Dani is gekwalifiseerde elektriesien. Hy ontmoet die pragtige Margrita, Dorothea, Justefina, Katharina, is sy nou, ag, ekskuus tog, is Rita. Is die suster van pastoorsvrou Joan van Wyk wat reeds hemel toe is. Op 28 Januarie 1978 trou hulle 3 kinders is uit die huwelik gebore. Dani, Margaret en Helen. Margaret en Helen is vanaand nie hier nie. Ek
kinders hier, baie dankie dat hulle hier is. Dani was altyd vir my die mooiste seun gewees. As 'n jong man, prys die Here. En ek het vir hom baie lief geword. Dani en Rita is beide kinders van die kerk. Dani het op 12-jarige ouderdom al openlik dienste gehou en gepreek. 12 April 1969 is hy gedoop in die Ou Helderberg. Hulle tree toe tot die voltydse bediening in Oktober 1988. Die gemeentes wat hulle bedien is Kroonstad, Brits, Pretoria Wes, Durban en tans Rodepoort. En daai gemeentes was altyd onder een van die 10 beste gemeentes in die kerk gereken al die jare. Baie dankie pastoor Dani vir julle harde arbeid. Dani was op die vervoerkomitee, die konferensiekomitee, jeugvoorsitter van die Pretoria streek en streeksvoorsitter van die Agapai streek. Man, dat ek net klaar kry. My keel nou nie saamwerk nie. Vanaf 2006 is hulle die nasionale streeksdirekteurspaar, 'n geweldige verantwoordelike pos. En hy het na almal omgesien. Hy het altyd geweet, ek het altyd vir hom gesê, ek weet nie hoe weet hy wat in pastorie aangaan nie, maar hy het geweet wat niemand anders weet nie. En saam met hom was dit Suster Rita. Hierdie vrou is regtig 'n eyster. Moenie met haar moeilikheid soek nie, jy gaan verseker, gaan jy die onderspit delf. Sy skrik vir niks, sy's nie bang vir enigiets nie, en daarom was pastoor Dani 'n baie dapper man. Hulle het hulle hele lewe hy was dapper om met haar te trou ook, prys die Here. Julle is 'n pragtige paar wat vir ons 'n wonderlike voorbeeld gestel het. Dankie vir alles wat jy gedoen het vir die vroue van hierdie kerk, Rita. Die vroue konferensies en alles wat vandag sommer so algemeen is goed wat uit jou hart gebore was. Dankie pastoor Dani, die Here seën julle ryklik. Saam met julle pragtige kleinkinders Dani en sy vroutjie dat die ryk of sy vriendin, ekskuus, 'n vroutjie is nog nie vroutjie nie. Die Here baie ryklik seën en dat die goedheid en die guns van die Here saam met julle sal gaan. Ons kerk sê dankie. Amen. Sê ja, en kom ons gee julle 'n groot hande. Baie dankie. Die Here seën julle baie ryklik. Pastoor Corneille, hy gaan 'n klein geskenkie oorhandig aan 'n paar vroue. Amen. Baie dankie pastoor Marius, prys die Here se naam. Amen. Hier is sommer iets kleins, die kleinkinders kan van dit eet, maar mag die Here oom hulle baie ryklik seën oom Daan, waardeer oom regtig. Dis een van my vaders. Dis een van die ek het by hom geleer wat beteken dit om EE3 te doen, deur tot deur evangelisasie. Dis sekerlik een van die manne in ons kerk wat die grootste hart deur die jare gehad het saam met Anelita vir evangelisasie en vir siele. En ons gaan dit vooruitvat. Ons gaan met dit aanhou werk. Ons waardeer julle. Dani is 'n baie groot vriend van my. Ons het saam in die oppersaal gebly en geslaap, baie konferensies deur. Ek het altyd as ek hom sien en sê ek, this is Dan the man. En as julle so na hom kyk en julle sien saam met Celeste ook, is lekker om jou vanaand te sien. Mag die Here julle baie ryklik seën. Kan ons asseblief opstaan en ons gaan dan vanaand vir 'n sing laat Heer U seën op hul daal.